Goeiemôre almal en welkom by nog 'n episode van die Greater Garden Route Wedding Expo podcast. Vandag het ons vir Deidre hier by ons, al die pad van Potensie af. En ons gaan 'n bietjie blomme praat vandag as ek reg is, né? Ja, spesifiek dahlias, maar blomme, ja. Okay, maar so, ek dink kom ons val sommer met die deur in die huis en vertel ons 'n bietjie van jou besigheid. Jy weet, hoe, wat, waar, alles, wat jy alles doen en ook sommer vir interessantheid waar die naam vandaan kom. Okay, so G&K Bouquets het ek het begin dahlias plant in 2022 vir myself. Toe ek swanger was met my kleindogtertjie, Kara. Okay. En dit was maar basies oor dat met die eerste swangerskap met Gitte, dis Gitte en Kara's G&K Bouquets, was ook in lockdown gewees in 2020 en niemand het vir my blomme gebring. Okay. So toe het ek in 2022 besluit nou groei ek my eie blomme by my kamervenster en dit was toe nou dahlias. En toe ek by die huis kom, dahlias blom van begin Desember tot einde April. Okay. En Kara's gebore 30ste November. Okay. So ek kom by die huis met 3 bosse en bosseblomme wat vir my wag, wat ek self gegroei het. En van daar af het ek elke jaar net, as jy die bolle uithaal, vermeerder dit, obviously, en jy plant hulle weer, en so jy kry amper half bolle koors. Okay. So jy gaan agter die bolle aan, basically. So elke jaar vermeerder jy jou bolle, jy plant hulle weer uit in September, hulle blom, jy lig hulle weer in Mei maand, en dan vermeerder jy hulle. So jy gaan letterlik agter die bolle splitte aan. En toe ek verlede jaar Mei maand die bolle lig, dis al oor die 3000 bolle. Sure, okay. Ja, en so ek het toe besluit, okay, ek gaan die bolle verkoop, maar niemand het geweet wat dit is nie, hulle het gedink is patats. En toe vra ek vir my man, okay, kyk, ons gaan nou moet iets begin doen met hulle. Ons het 'n groot grasperk daarvoor, kan ek nie beddings dahlias maak nie. Kom ons kyk wat gebeur. Jy het mense wat pick your own doen in Pretoria, in Kaapstad, in George. Kom ons kyk of dit werk in Potensie in die Oos-Kaap, want daar is nie 'n pick your own in Potensie of in die Oos-Kaap self nie. En ons het dit geplant. My groot concern was eintlik die 6 km grondpad wat die mense sou moet uitry plaas toe. Okay. So toe het ons verlede jaar, ek dink dit was in Augustus wat die Wedding Expo was. Yes. Dis my eerste Dis keer reg, yes. wat ek toe nou by die Wedding Expo 'n stalletjie het. Natuurlik het ek geen foto's geneem van my dahlias voor dit professionele foto's net, so ek het daar gestaan en met 'n skerm wat mense op dahlias kan kyk. Ek het geen dahlias gehad wat ek kon wys nie, want dit is Augustus, hulle begin eers blom in Desember. Yes. So dit was 'n baie interessante Wedding Expo vir my. Veral omdat die eerste keer is en ek het nog nie my besigheid begin nie. Okay, so ja, Wedding Expo gedoen en baie mense ontmoet daar. Kyk, jou wedding and events coordinators, bruide, maar jy moet spesifiek sê tussen Desember en April is wanneer as jou troue daai tyd val, dan kan jy vir my kontak. So ek het baie mense ontmoet daar wat wel my gekontak het. So dit was 'n baie goeie ervaring. Toe kom Desember en ons begin met ons pick your own. En die eerste persoon wat daar stop op die heel eerste dag is toe Priscilla Potgieter van Somanetsilla. Sy is 'n TikTok influencer. Ja. Okay. Sy klim uit met haar selfoon en sy begin video's neem en ek dink, Jesus, maar ek is al so op my sene wees, nou stop jy. En ek het nie eens gedink aan die social media kant van dit nie. Sy het 'n video geplaas en van daar af toe die hele Desember uitgeboek. Okay. En Net toe so. die woord versprei en ons was volgebespreek tot einde April toe. Die mense het, ja, dit was overwhelming. Ek is nou nog half in skok dat elke liewe naweek of elke event wat ons gehad het, was absoluut uitverkoop en die mense kan nie wag dat dit weer begin nie. So ek is baie dankbaar daarvoor. Die mense is mal daaroor om buite in die natuur te kom en hulle eie blomme te pluk en is mooi en jy kan piknik op die gras en ons het in die middel van die week aan pluk ons uit vir troues en funksies. Okay. So dit was nie net die pick your own Ek gedeelte verstaan. wat ons So, gedoen het okay, so nie. jy kon nog steeds verskaf het en Ja, en so hulle pluk die hele blomme plantasie leeg op 'n Saterdag en dan by 'n Dinsdag, Woensdag, dan staan hy weer vol. Dan pluk ek So my vinnig. dan pluk ek my trouesblomme weer uit. Dis Afhangende van ongelooflik. wat se variëteite hulle soek, want party troues wil nou burnt orange hê, party wil 'n ligte pinkie, party net wit. Dan pluk jy vir hulle uit en maak seker dit kom by hulle uit. In Port Elizabeth, in Plet het ons 'n trou gehad. Ons het oral in die hele Garden Route het ons toe nou troues gehad wat weekliks, ek dink 2 of 3 wedding and events coordinators elke week by my blomme gekry het. Amazing. Ja, so Fantasties. dit was baie goed geweest.
Baie goeie begin. Dit is wonderlik. So as jy nou sê pick your own, ek weet dit is nou meer op die publiek gemik, maar kan 'n bruid ook tegnies haar eie blomme kom? Ons het baie bruide gehad wat self hulle blomme saam met hulle skoonma en ma en hulle bridesmaids, hulle sê net maar op 'n donderdag kom hulle uit. Hulle kom pluk al die blomme, hulle sal champagne saambring en mimosas byvoorbeeld maak. En ek het scones en koffie en alles daar vir hulle. So as hulle dit 'n experience wil maak en dan uitkom en hulle eie blomme kom pluk, so dis dan kry hulle teen die cure own right want hulle pluk dit self. Yes. Ons help hulle obviously. Ja. Maar dis 'n hele ervaring en jy vat jou blomme self en laat dit gedoen word. As nou sê maar 'n kleiner troue is, dan werk dit perfek uit. Dis amazing. Wat 'n amazing ander manier Yes. om dit te doen. Jy maak as dat jy jou eie blomme kan pluk vir jou troue. En dan weer die hele troue ervaring. Saam met jou goals en saam met jou tribe. Ja, En ek bedoel, ons het gesien op social media. Dit is alles wat ons sien op social media van die events wat jy host by jou plaas is so mooi. Mens kan nie happy wees as 'n mens tussen daai dahlias is nie. Dit is so mooi. Dit is so mooi en die ding is mense trek aan vir dit. Yes, dit is die mense is in hulle rokke daar so in hoedens en lang rokke en nee, hulle trek aan vir die geleentheid. Dis nie net van jy kom daar aan en jy pluk jou blomme en jy gaan sit by 'n restaurant nie. Dis 'n geleentheid vir jou om saam met jou vriendinne mooi aan te trek vir foto's en vir die blomme en dan na die tyd is daar nou 'n paar restaurante ons nou ook in ons dorp waarby hulle dan nou kan gaan brunch of middagete of wat ook al, soos 'n hele potensie experience. Ja. Wat jy altyd sê jou wedding wat jou gekoinde woord wedding celebration of wat dit net gesê met sy weekend celebration. So jy extend dit eintlik want ons sê altyd 'n troue is so kort. Ek wil jy het net soveel tyd met jou spesiale mense. Nou bring jy nog iets in wat memorable is. Ek bedoel ek dink dis 'n amazing idee. Ek het nog nie van iets nicer as dit gehoor nie. Ek bedoel blomme is so 'n groot deel van 'n mens se troue. As 'n mens dit kan deel maak van die kies is dit nog meer bespout want jy elke liewe een is self verkies, ja. Nou so as jy die foto's sien, kan jy weet dit is daai enetjie wat ek daar gepluk het en saam met my ma was of saam met my ouma. Ja, wat 'n amazing manier om dit te doen. Ja, dis amazing. Ja. Maar ons moet jou nou eers vra. Ek bedoel dit was ek dink vir almal in potensie en ek wil amper sê maar in die Vallei area 'n verskillike moeilike tyd die laaste rukkie. So hoe het die vloed en alles het dit 'n impak gehad op jou besigheid, op die blomme? Hoe het julle gemaak? Ons was letterlik die 16de April het ons laaste pick your own gehad. Dis sien ek die blomme daar is nog blomme, maar dit lyk nou nie meer so mooi dat ons die volgende naweek vir kan oopmaak nie. So die ervaring gaan dieselfde wees vir daai groep mense wat sê nou maar sal kom nie, want ons het aan die einde omtrent so 85 mense op beslag gevat. Dis baie. Ja, so toe dog ek vir hulle om nou uit te ry vir dit gaan nie moeite werd wees nie. Baie van hulle sou gekom het, maar ek het net besluit ons trek die streep daar. So die begin Mei toe het die vloed gekom en toe is my bolle nog in die grond. Okay, want jou plante moet half bietjie terugvrek voordat jy hulle uithaal. En ek het daai eens die Saterdag voor die vloed het ek dit was 6:00 die aand, ek kan onthou. Toe begin ek mense bel wat op die plaas werk en sê want ons sou nie die maandag en die Vrydag se vakansiedag omgeruil. Toe sê ek vir hulle asseblief ek soek net 7 manne of vroue wat vir my kan kom help om hierdie plante te lig op die vakansiedag. Ek betaal vir julle, kom help my net. En toe kom daar 8 mense aan. Want hulle hoef nie te kom, dis 'n vakansiedag. En hulle het my kom help om ek dink 1400 plante te lig. So ons is deur hulle en ons het hulle per variëteit want ek het hulle klaar gemerk gelukkig. Per variëteit in lemoenbins geberre en hulle is met volklus omgery in die stoor in en daai Woensdag toe begin dit reën. En dit hou nie op nie. En toe is dit vas. Ja. En toe die water mos nou afgekom, toe is ons nou basically die Piesangbrug, soos wat mense ry, soos die mense nou gery het na ons toe, baie van hulle sal ken die laaste laag bruggie voordat jy opkom na ons toe. Hy was oor gewees, hy's nou nog oor, ons weet nie of hy nog daar is nie. Maar hy behoort daar te wees. Nie worry nie, hy behoort daar te wees. Ek sal seker maak hy's daar voor Desember. In elk geval, so ons ander pad is dan 'n groot brug om, maar die water, gewoonlik is ons alright as dit 'n vloed is, want jy kan altyd groot brug onder ander kant. Daar's 'n alternatief. Ja, maar daai brug was ook oor. So ons was toe aan al twee kante. So dit was basically op 'n eiland. Nou sit jy daar, so jy het geen selfoonsein om met mense te kommunikeer nie. Tensy jy by ons huis was daar wifi gewees,
wat snaaks is, ons het die generator, ek het mos nou ingery door toe om gou vinnig water en die noodsaaklikes te koop voor daai water afgekom het. En toe ons nou by die huis kom, die een ding wat ons nou nie aan gedink het nie, was toe nou petrol vir die generator. Okay. Okay, want die krag is ook toe mos nou af. En my man het toe nou gelukkig ook opgedink en gedink, okay, maar die motorfietsse is mos nou daar en ons het die petrol toe nou uit die motorfietsse uit in die generator in. So toe het ons wifi by die huis. So toe raak ons nou half die informasie hub van die eiland. So as ek sien, dan kom iemand ingeloop, hulle sit letterlik op die bank met hulle selfone net so om te kommunikeer met hulle mense. So ons het later nie, as hulle inkom, waarom nie is jy, hoe lyk jy, of wil iemand koffie, of jy bied niks aan nie. Almal kom sit net daar op die bank en kontak hulle mense. So dis hoe dit gewerk het in daai tyd. Ja, en so dit was 'n baie interessante oefening. Maar dit was ook lekker want jy het mense om jou. Verstaan jy? Jy is nie alleen nie. Ja, dit is 'n hele gemeenskap wat jou ondersteun. Die hele gemeenskap op daai eilandjie op daai stadium was so 6 mense. Soos ons buurman, my man se neef, hulle was daar en dan nou omtrent so 3 ander families. As ek voel dit vir jou asof dinge back to normal is of is so dit nog ver terug het dit vir my gevoel jy het amper nou of jou fondasie wat jy nou weer het dat jy alright voel. Onthou dit was die eerste vloed en toe kom die tweede vloed. So jy het hom gevat en toe moet jy hom weer vat en dan na die tweede vloed voel jy nou nie meer lekker nie. Nee, ek kan nie dink. En toe jy mos nog 'n verder 'n derde slag. Ja, toe kom die groot rivier se water ook af, maar hy was daarom nie so hoog nie. Daai eerste vloed se water het die hoogste gelig. Ja. So dit is net die rivier loop het verander. So hy kolwe nou half in by van die mense se sitrusboorde. Daar's baie skade in die vallei op hierdie stadium. So as jy ons skade in vergelyking moet sit met dis nou sitrus gewys, nie dahlia gewys nie. Dahlias is fyn, hulle is gestoor. Hulle is reg vir die volgende seisoen. Okay. Moenie worry nie. Maar as jy nou kyk sitrus gewys die skade, moet jy dit in vergelyking bring met die hele vallei se skade. Okay. En dan kan jy dit in perspektief sit van jy is eintlik okay. Jy het skade, maar jy is eintlik alright. Ja. En dan begin dit 'n ander oogpunt uitsien. Ek het vir my man ook gesê want kyk jy gemoedere sak maar. Ek kan dink as jy besef hierdie is jou nuwe normaal, dan kan jy begin herbou. Jy moenie dink aan hoe dit was voor die tyd nie. So ek dink sodra jy dit begin agterkom en dit begin besef, dan kan jy vorentoe beweeg. Amper aanvaar. Jy moet dit aanvaar. Ja. En dan maar hulle so half sê nie aanvaar en toe kom die tweede vloed, maar toe begin hulle regmaak en dis al daai goed wat hulle regmaak het weer weg. Verstaan? So dan sou ek moet nog laer. So dan hulle is nou alright. Ons gaan nou aan. Okay. Maar daar is van die mense wat nie eers by hulle boorde kon uitkom om dit te pluk. Dit is reg om te pluk, maar hulle kan nie die vrugte uitkry. Ons het ons vrugte, ons raai pad onmiddellik begin regmaak pakhuis toe. En want daar was 'n groot gat, daar het pakkies daar vasgeval. En ons het dit onmiddellik begin regmaak sodat die vrugte kan by die pakhuis uitkom. Maar ons kon eers begin pak toe die krag weer aankom. Hoe lank was dit omtrent gewees? Yes, like dit was seker 12 tot 14 dae. Dit was lank. Dit was weke wat hulle so krag was wat ons maar net gesien het op social media. Ja. Dat daar nog steeds niks. Yes. Ja, ons dorpenaars. Was baie gelukkig geweest. Ja, ek moet baie gelukkig. So ek moet nou vir jou vra vir hierdie jaar se expo. Jy gaan weer daar wees, weet ek. Ja, ek is weer daar. So hierdie keer gaan jy gaan nie blomme daai nie, maar jy gaan foto's daai hê. Ek gaan baie foto's daai. Ek gaan baie foto's daai en ek gaan weer my slideshow daai hê en ek gaan my sign daai. En ek hoop ek sien baie van die mense wat ek ontmoet het in hierdie tyd want daar is honderde mense daardeur en dit was so spesiaal want mense wat van blomme hou is almal nice mense. Jy kry nie want daar's mense wat vir gesê jy's lekker jy maak jouself oop na die publiek toe. Ja. Hoe gaan jy dit? Ek moet sê daar is nie een persoon wat deur daai hekke gekom het wat nie nice was nie. Almal is want as jy van blomme hou en jy hou van die natuur en jy hou van buite wees, is dit net in jou persoonlikheid. Ja. Daar was 'n moeilike kliënt gewees hè. Nie eers 'n bruid wat moeilik was nie want hulle was so bly om net daar te wees saam met hulle mense. Dis 'n spesiale ervaring. Ja. Dis 'n spesiale ervaring. Ja, so ek sien uit na Desember om almal weer terug te verwelkom en al die troues wat voor lê en funksies want dit is nie net troues nie, dit is enige funksie. Huweliksherdenkings, ons het die huweliksherdenking ook gehad wat baie spesiaal was. En toe ons verloving in die Dahlia tuin ook gehad. Okay. Eerste week
eerste 2 weke van wat ons oop was, toe is daar verloving tussen die dahlias en ek moet sê, Dit was seker spesiaal. dit was baie spesiaal en ek kan onthou die vrou het niks geweet nie. Okay. Sy het niks daarvan geweet nie. Haar bridesmaids het gehelp om alles op te sit, 'n plekkie waar hulle nou gaan piknik na die tyd. Die man was baie op sy senuwees. Gewoonlik is Maar hulle nou ja. weet ek ook nou wat voor lê en soos wat jy dahlia sny, jy kan nou jou emmer en jou knipskerk en jou meetstokke en goeders, maar soos jy sny, buk jy ook af. So jy knip jou dahlia plant 'n sekere lengte en dan sit jy dit in jou emmer. Nou elke keer as die man buk, maar Dan dink jy, dis nou die oomblik. Seker 30 keer gaan staan, dis nou. Dis nou. nou. Hy het net besluit dit gaan nie tussen die dahlias wees nie. Hy gaan dit daar by die piknik gedeelte doen. Dus ek soos kyk deur daai hele want ek dink hulle is soos 30 stele per emmer en hulle 2 emmers gehad. So 60 keer se gebuk en ek het nogal elke keer gedink Nou sit. nou wat moet ek Nou. uit die foto uit. Maar dit was baie spesiaal. Sy het niks geweet nie. Sy was Okay. so verstom en dit was net baie mooi. Baie En dis mooi. spesiaal, dis weer Wow. iets heeltemal anders, né? Ja. Ek bedoel ek dink dit is seker die grootste challenge vir enige persoon wat iemand wil vra, Shame, is ja. om dit uniek te maak. Ja. Ek bedoel jy wil dit pressure- spesiaal maak, ja, die pressure is aan The ja. pressure Ja. is aan, maar ek dink nogal nie 'n mens kan verkeerd gaan. Nee, dis 'n In blomme nie. Dahlia tuin. Ja. How do you beat that? Ja nee, ek dink en dan sien jy nog die berge, die rooi kraanse wat agter jou Yes. is in die sitrusbome en dit is net baie Ek spesiaal. ek wil amper so ver gaan, ek wil nou quote wat ons nou reg ons met Werner van Pabala gepraat het, het hy gesê hulle het so ook 'n amper soos 'n Uitkykpunt. ja, en 'n hele ding wat jy doen saam met die vrae en die verloving en hy sê hy is bereid om te garandeer dat sy gaan ja sê. So ek wil amper sê daai garantie kan oorrol na jou toe want Ja, tussen ja. daai blomme wil ek sê die kans dat sy gaan nee sê is bitterskraal. Dit is bitterskaal. Ja. Ja. Jy gaan in 'n absolute euforia waarin jy is tussen al die mooi blomme is net soos 'n obviously is dit also meant to be, maar Ja. ek kan nie dink dat 'n girl sal nee sê. Nee. Dis Nee. in so 'n mooi environment nie. Nee, ek het al gesien as die mense daar aankom is letterlik of die mense in 'n dahlia beswyming ingaan, maar hulle raak net rustiger. Die mense raak Ja. rustig as jy deur daai plante Ja, dit stap. is Dit so. is want elkeen is so uniek. Alles pragtig, dit is perfek gemaak. Elke liewe een. So, jy kan dit amper nie glo as jy daar deur stap nie. Dis Sê eintlik gou weer vir ons wat is die seisoen, die groei seisoen of die, wat jy kan kom pluk as 'n as jy wil gas, kom pluk, as sal dit 'n van kliënt? Desember, dit hang nou af van jou nagtemperature wanneer jy Okay. gaan plant, maar ek dink kom ons sê middel Desember, ek wil beoog vir begin Desember. Okay. Maar middel Desember tot en met middel April, einde April. Toe. alles Hang af afhangende jou van die temperatuur, seisoen. Ja. Okay. Dis interessant want jy weet ons anniversary is die 7 April. O, okay. Dis perfek. O, okay, sê jy is te Remind jy my nou. Ons kan net soveel. Okay, dis ek. Kontak maar reg. Gee jou details. verrassing. Wel jou listing is gelukkig op ons nuwe directory site, so ek gaan dit baie maklik kry om jou te kan nee kontak. asseblief. Die directory, Is live, ja. okay, hy is nou En live. en haar listing was een van die eerstes wat 100% Wonderlik, reg is, so hy's wonderlik. op die directory listing, ja. Okay. Is daar nog iets wat jy vir 'n sommer net 'n algemene tip of 'n stukkie advies wat jy vir 'n potensiële bruid wil los? Dit hoef nie eers oor blomme te wees nie. Dit kan sommer net uit jou ervaring wees, jy weet, vir Dis like myne gaan dalk uit 'n blommeoog Okay, uitkom. 100%. Wat ek vir hulle sou sê is kyk baie van die mense wat ek verlede jaar by die Wedding Expo gekry het of wat ek ook ervaring mee gehad het nou in die afseisoen yes. is mense wat my kontak oor dahlias spesifiek Okay. en hulle het hulle hart geset op dahlias. Okay. En dan trou hulle in Junie. Okay, dan kan ons niks doen. So as jy verlief is op 'n sekere soort blom, dit kan nou rose wees, dit kan proteas wees, dit kan dahlias wees, enigiets, moet jy seker maak van daai spesifieke blom se seisoen waarin hulle blom. Okay. Yep. En van jou kleure, watse variëteite byvoorbeeld jy van hou. As jy sou wou uitkom om te kom kyk, ek dink is dit 'n goeie idee om uit te gaan na so 'n blommeplaas toe om te gaan kyk hoe hulle lyk of te vra vir foto's byvoorbeeld. Yes. Ek is ek hou van 'n oranje kleur, stuur vir my jou oranje variëteite byvoorbeeld. Okay. Want dan gaan hulle 'n beter idee kry van wat hulle wil hê. Daar was iemand wat my gevra het vir 'n blou dahlia. Daar bestaan nie 'n blou dahlia nie. Dis AI, verstaan? Ja. So jy moet mooi dink, jy gaan nie 'n blou dahlia kry nie. Jy gaan 'n blou Kersroos kry, Ja. maar nie 'n blou dahlia nie. So jy moet baie mooi gaan lees voordat jy dalk iemand approach oor dit. Dis nie ons kan altyd vir jou net die regte inligting gee, maar dit is iets waarna jy gaan moet kyk. So 'n bietjie research aan jou kant Research, ook. In Ja. reality,
Ja, nie net vir ChatGPT vra Sy nie. soen Ja. gewys. Ja. Dis wat ons ook baie keer vir In bruide Suid-Afrika sê. spesifiek, Yes. want nou blom dit in Amerika. So Ja. hulle gaan nou vir jou sê daar is dahlias, Ja. maar dis in Amerika. Nou is daar Ja. nie dahlias in Suid-Afrika tensy jy dit invoer. Applicable En dan to gaan the dit redelik. season, Ja. to the venue. Maar ek moet Ja. ook sê ons het nou al met van die troues waar jy so voor die tyd is met die prep, het ek nou al meer as een keer gesien waar die bloemiste met 'n spraykannetjie staan en die blomme sprei voor. Ja. So ek het dit ook al gesien. Ja, ek voel dis 'n sonde, maar in elk Ek weet, geval, maar dit is jy dis shocking om sprei dit te nie 'n blom sien. nie, Ja, maar, so Maar 'n partykeer wil 'n bruid 'n ding hê. Ja, maar kan dan dit nie maak kry jy nie, dit dan reg. maak jy hom blou. Jy maak dit reg. So, ek het tog gesien hoe hulle rose swart sprei, so dit is ook maar rof, maar Ja. wat sê hulle die kliënt is altyd reg. Wat interessant is, jy kry 'n swart dahlia. So ons het 'n swart dahlia, What? Arabian Night, ja. Okay. So ons gaan 'n paar van daai plante ook hê as enige bruid swart dahlias wil hê vir hulle troue. Wow. Ja. So dit is nogal interessant. Ek het ek nie daai bol sien kom nie, want ek het hom Okay. nie bestel nie, hy het toevallig by my aangekom. Okay. So ja, ek per ongeluk, maar dit is 'n baie goeie ongeluk gewees. Ek is baie Daai bly. tipiese black and white Ja. troues, joh. Ja nee, dit Ek is sou, nogal. as ek dit gesien het, sou ek gedink het dit is fake. Ja nee, dit jy Ek het kry nie swart geweet dahlia, 'n mens ja. kry dit nie. Hy's meer hy's swart met 'n rooi trek, Okay. maar is meer swart. Diep, Okay. diep. Ja, dis baie interessant. Wow. dit is baie interessant. So daar is 'n verskeidenheid, net nie blou nie. Okay, net nie blou nie. Ja. Dis omtrent net 'n Kersroos en daai klein kelkie goedjies wat 'n Ja, blou ja. kleur het. Daar's nie baie Mm-mm. blou blomme nie. Ja. Ja. Kom maar baie dankie vir jou tyd. Obviously Baie dankie sien ons vir- baie uit om jou by die expo te sien en om te sien wat se mooi foto's jy daar het en ek dink ons sal definitief 'n plan Ek moet sal maak baie om graag wil. Ek kan nie eers vir jou sê hoe FOMO ek wanneer ek op social media is en ek sien die besoeke aan jou plaas en almal wat so mooi lyk en dit lyk na so 'n amazing ervaring, so klomp vriendinne saam wat dit Ja. gaan beleef. Dis beautiful. Ek is so bly het so iets begin in ons omgewing. Baie Dit dankie. laat dit so ons almal Ja, dis voel nog iets altyd- amazing om te doen in die Yes, omgewing. dit Ek wil dit is waaroor ons heeltyd praat, is die wat mens pluk alles in jy julle kan doen. omgewing en nou sit dahlias pluk van Ja. alle blomme. Ek bedoel ons almal weet hoe flippin beautiful 'n dahlia is. Ja. As jy nie weet nie, gaan Google dahlia. Dit kan jy maar gaan Google. Ja. Okay. Dit Hy is 'n is stunning perfek. blom. Dit is dis wat jy sê. Dit is Ja. die mees perfekste, soos wat jy nou in die skulpies die nautilusse kry en goeders, is dit die perfekte vorm Ja. wat heel is en alle balanse en goeders het. Dit Ja, is dit regtig. is regtig een van Ja. hulle moet actually gaan kyk op Facebook by G&K Bouquets, kan hulle gaan kyk na die foto's wat ons opgesit het, die blomme, jy kan dit lyk of dit gefotoshop is. Yes. Dit is nie, is letterlik met my foon geneem. Ja. Jo, So okay. dit is Dis dit regtig 'n nogal- amazing blom. en nie een foto wat ek geëdit nie, ek het dit net so opgesit. Ja, want ek bedoel Ja, jy die hoef blom nie moet te bly doen nie. nie. Ja, Ja, ja. jy hoef Dan nie. nie. Die natuur doen sy werk. Jy het Ja, nie ja. jy het nie AI nodig vir hom nie. Ja. #nofilter needed. Ja, nou voel dit nie dit. Maar baie dankie. Baie dankie vir dat julle gekyk het en ons will see you in the next episode. Dankie, thank Bye you. bye, bye bye. Bye bye.